Goeiemôre, baie welkom by ons erediens. Dit is die laaste uitsaai erediens van die jaar. Die eredienste in die gemeente gaan nog steeds voort. Ons sal weer as die Here wil in Januarie die uitsaai eredienste voortsit. Ek bid vir jou 'n goeie geseënde Kerstyd toe. Vanmôre se erediens handel oor Lukas se verhaal van Maria se loflied in Lukas 1 vers 46, waar Maria in 'n loflied uitbars en die Here eer vir wie hy is en dat hy vir haar as 'n geringe diensknegt gebruik. Vriende, goeiemôre. Hallo. Dis lekker dat ons almal weer by mekaar kan wees. En baie welkom in die teenwoordigheid van die Here. En my gebed is dat jy ook op 'n besondere manier vandag die Here hier sal ervaar. Ons gaan vandag met die kinders afsluit. Melanie, dit is Melanie. Dit is mos so, né? Ons maak vandag klaar met die kinders, né? Nie klaar soos vir ewer nie, maar nou net vir die jaar. So, baie dankie ook vir al die harde werk, Melanie, jy en Dawie ook hierdie hele jaar met die kinders. Dit is 'n voorreg. Ons waardeer dit. So, kan ek so met die kinders nou saam met jou stuur of hoe? Nee. Okay. Al die kinders, kan sommer saam met Tannie Melanie gaan. Julle gaan nou hier deur die Kersmark, né? So, kom môre, moenie nou vat nie. Kyk. Dis elke keer vir my so 'n wonderlike voorreg om op 'n Sondagoggend hier in te stap as hier nou nog niemand is nie, die deure oop te sluit. En dan te wag vir mense om te kom. Want kyk, jy weet mos nou nie wie gaan kom en wie gaan nie kom. En of iemand gaan opdaag. En om dan in te stap en te sien, maar die Here het met mense 'n ontmoeting. En hierdie ontmoeting word nagekom deur mense wat vanmôre hier is. En wat vir my die heel lekkerste is die spontane saamwees van gelowiges. En ek dink dis soos wat dit was in Jesus se tyd, wanneer die gelowiges bymekaar gekom het. Dan het hulle in 'n huis bymekaar gekom. En ek kan myself indink watter vreugde en spontaniteit was daar, wanneer mense eenvoudig net bymekaar gekom het. En bly was om in mekaar se teenwoordigheid te wees. En iets daarvan mag nooit hier by ons verlore gaan nie. Om voor die tyd te kuier en te hoor hoe dit gaan, en mekaar vriendelik te groet en die stories van die week te deel. Want dis deel van wie ons is, omdat ons aan mekaar verbind is, maar dis ook deel van die Here se kerk, wanneer hy verskillende mense aan mekaar verbind. Dis ook wat altyd vir my lekker is hier, omdat ons met hartlikheid ook teenoor mekaar kan wees, en mekaar hartlik en spontaan en informeel ook by mekaar kan wees. En dit beteken dat ons vanmôre hier is, in 'n tent, in 'n kerk, maar die belangrike ding is dat die Here hier is. Want ons kom nie net hiernatoe omdat dit 'n klub is waarvan daar lede is nie. Ons kom hiernatoe omdat die Here hier is. En julle sit vanmôre hier, glo ek met 'n behoefte om nie te hoor wat kom sê iemand hier voor nie, want ek is 'n nobody, verstaan? Ek is deel van 'n wêreld waarin ons elke dag probeer leef vir die Here. Maar ons is hier saam omdat die Here hier is. En omdat die Here 'n ontmoeting het met elkeen van ons. En hierdie ontmoeting is nie net iets wat ons doen uit 'n gewoonte nie. En ek moet vir julle sê, daar's goeie gewoontes en slegte gewoontes. Mense sê jy moenie kerk toe kom omdat dit net 'n gewoonte is. Dit is seker so, né? Maar jy kry goeie gewoontes soos om kerk toe te gaan op 'n Sondag. Dis 'n goeie gewoonte. En jy kry slegte gewoontes soos om nie kerk toe te gaan op 'n Sondag nie. So ons moet maar gewoontes aanleer ook, né? Geestelike gewoontes is goed vir 'n mens. Bybel te lees en te bid, kerk toe te kom is deel van die geloofsgewoontes wat die Here vir ons deel. Maar my gebed vanmôre is dat die Here hierdie ontmoeting sal seën en dat die Heilige Gees wat die naprediker is, so in my en jou sal werk, dat ons anders hier sal uitstap, omdat ons iets gehoor het van hom, maar ook verder sal gaan
in ons eie lewens sal groei, sodat ons meer sal word soos Jesus. Dis op die ou en hoekom jy hier is. Ek en jy is hier, sodat die Here ons kan leer om meer soos Jesus te word. Dis hoekom die naam van die gemeente Jesus sentraal is. Dit gaan oor hom en sy eer. Onse Vader wat in die hemel is, wat 'n ongelooflike voorreg vanmôre, om met vreugde en met dankbaarheid hier in die Boland op te kan staan, die berge te kan sien, die son wat skyn, die wind wat nie nou waai nie. En die vreugde te kan hê van u teenwoordigheid in dit wat u ook gemaak het. Want u het hierdie skepping en die uitspansel gemaak, sodat ons kan sien wie u is in die grootste ding wat u gemaak het en die kleinste dingetjie wat u gemaak het. In elke blommetjie en blaartjie kan ons u handewerk raak sien. Help ons Here om op te kyk na die berge. En elke dag te weet ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. En Here, dankie vir ons saamwees vanmôre. Dankie dat ons in u teenwoordigheid mag wees hier, maar leer ons Here vanmôre hoe om te leef wanneer ons in u teenwoordigheid môre leef en oormôre werk. Want dis nie dat ons u hier ontmoet, u hier kry en u hier los nie. Ons dra u saam. En daarom bid ek Here dat ons meer sal word soos Jesus, dat ons kleiner sal word en u groter. En dat u verheerlik sal word in ons lewens, in ons saamwees, in hierdie gemeente. Dankie vir 'n Kersmaal wat ons kan hou en vir soveel jare al reeds hier gehou is. Ek wil bid Here dat u dit sal seën soos wat u reeds doen, maar dat u vir ons sal help om dit wat ons daaruit ontvang, so in u koninkryk te saai, dat dit sal vrug dra en ontkiem tot u eer en die uitbreiding van u koninkryk hier op aarde. Ek dankie vir elkeen wat hier is, bid vir hulle elkeen. U weet wat nodig vanmôre. Daarom vra ek o Heilige Gees, beweeg van hart tot hart, raak aan, seën, bemoedig, versterk die wat u teenwoordigheid nodig het. Ons elkeen het dit nodig. Dankie dat u vanmôre vir ons groet, in die naam van God die Vader wat vir jou gemaak het, in die naam van Jesus Christus wat jou verlos het, en in die naam van die Heilige Gees wat God in jou is en by jou sal wees. Amen. Vriende, ons gaan 'n lied net aan die einde sing, maar ek gaan net vir julle wys op die blaadjie wat ek wil doen met die ander lied wat ek daar het. So vir die afgelope paar weke is die Here nou met ons besig om te praat oor die geboorteaankondigings van 2 seuns. Joran, julle kan my mooi hoor agter, né? Okay. Die wat wil slaap, hier's 'n lekker bank hier voor. Julle kan hier kom rus. Die ander moet regop sit. Die geboorteaankondiging van Jesus en van Johannes. Nou verlede week het ons gehoor hoe Maria reageer op die nuus van die engel dat sy sal swanger word en 'n seun het. Die een reaksie was een van totale verwarring en toe die een van verbasing, maar hoe gaan dit gebeur? En toe die derde reaksie een van geloof. Here, hier is ek, doen met my soos wat u wil. Nou gebeur daar interessante dinge in hierdie geboorteverhale. Die 2 vroue kom by mekaar toe Maria vir Elisabeth gaan kuier. Maar dit was ook nie 'n vinnige kuier nie. Ek lees daar, sy het vir 3 maande daar gekuier, nie? So, dit was 'n lang tyd vir 2 swanger vroue om by mekaar te wees. Miskien was dit vir die mans toe nou makliker, nê? Want dus die vroue kan mekaar bemoedig en ondersteun. Maar as jy nou dink, hier sit hierdie 2 vroue in een huisie by mekaar. En hierdie 2 vroue dra eintlik die hoop en die verlossing van die wêreld. En hulle is altyd by mekaar in een huisie. En ek dink hulle is oorweldig deur dit wat hulle gehoor het, oorweldig deur dit wat met hulle gebeur,
oorstelp van vreugde en verwondering. En dan roep hulle hierdie loflied oor wat met hulle gebeur, roep hulle dan uit. Eers Elisabeth, wanneer sy 'n loflied dig, en dan later Maria, wanneer sy sing eintlik oor die grootheid van God wat deur haar na die wêreld sal gaan. En ek wil vanmôre dit met jou saam lees. Die loflied van Maria, en ons kry dit in Lukas 1, vers 46. Nou as jy Lukas net blaai, vers 26 sal jy sien, die geboorte van Jesus word aangekondig, dis verlede week. Dan kry ons Maria se besoek aan Elisabeth, en dan kry ons die loflied van Maria, vers 46, Lukas 1. Maria het toe gesê, my siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Kragtige dade verrig hy met sy arm. Die denke van hoogmoediges verwar hy. Heersers ruk hy van hulle trone af en geringes verhoog hy. Hongeriges versadig hy met goeie gawes en rykes stuur hy met leë hande weg. Sy diensknegt Israel het hy bygestaan deur sy ontferming in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig. Maria het ongeveer 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Maria sing 'n loflied. Die loflied word in baie kringe ook die Magnificat genoem. Magnificat. Magnificent. Die grootheid van God wat besing word. En Maria sing oor die grootheid van God, maar Maria sing ook oor haar eie rol in God se plan met die wêreld. Sy sing eintlik oor 3 dinge. As jy nou tyd het en jy kan weer gaan lees, ek gaan daarna verwys in die preek. Sy sing eintlik oor 3 dinge. Sy sing oor haar eie rol en haar persoonlike rol, gevoel oor wat met haar gebeur. Dan sing sy oor die plan van God met die wêreld en in die laaste plek sing sy dan nou oor die eer van God wat moet kom in die wêreld. So sy sing in hierdie lied oor 3 goed. En ek het 'n verwerking van hierdie lied wat ek vir julle wil speel vanmôre en dis op die blaadjie. Nou Maria was 'n baie besondere vrou. En Maria het nie net 'n besondere plek in die geboorteverhaal van Jesus nie. Maria het ook 'n besondere plek in die geskiedenis van die wêreld en in die geskiedenis van die kerk. Nie net het sy 'n rol in die geboorteverhaal nie, maar in die wêreldgeskiedenis en in die kerk het sy 'n besondere plek. En daarom maak die Rooms-Katolieke Kerk, natuurlik verskriklik baie van Maria. Dink maar nou net aan al die uitbeeldings en die skilderye en die geverf teen mure en glas. In elke kathedraal sal jy iewers ten minste 1 keer iets van Maria sien. Maria word in daardie konteks iets van 'n Jesus figuur. En dan word Maria vereer. Ons het reg kon sê, maar daar word in sekere kontekste te veel van Maria gemaak. Want nou wil baie deur Maria tot God bid. En anders sê Maria was hierdie heilige vrou wat nooit gesterf het nie, maar wat opgevaar het na die hemel, wat ons niks van in die Bybel lees nie. En dit is die Maria verering waarteen die kerk vir baie jare gepraat en gewaarsku het.
Miskien staan ons weer aan die ander kant van die pendulum. Ek dink ons maak partykeer totaal te min van Maria. Maria word op die kantlyn geskuif. Dikwels ingedruk iewers agter 'n kersboom, of agter versierings, of agter beeldjies van engele en presente, en selfs ingedruk agter al die diere wat in die stal is. En weet jy wat het ek ontdek, ook in hierdie afgelope tyd, hierdie afgelope week waarmee ek met die ding besig was? Sy het vir ons baie te leer in terme van geloof en haar karakter en haar persoonlikheid. Want Maria is ook 'n rolmodel in Kersfees, vir my en vir jou. Want net soos wat die Here vir Elisabeth en Sagaria uitgekies het, het die Here vir Maria uitgekies as 'n sleutelrolspeler in sy plan met die wêreld. En die vraag wat ons eintlik vanmôre moet vra is, hoekom Maria? Hoekom hierdie Maria? Wat maak haar so spesiaal, dat God haar vir hierdie werk uitgekies het? Tussen al die vroue in Israel, né? Hoekom daai vrou? Hoekom daai een? Wat het hierdie Maria so laat uitstaan, dat God besluit het, in haar sal ek die verlosser van die wêreld laat gebore word? En ek dink Maria antwoord hierdie vraag self in vers 46. Daar staan, my siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Ek dink Maria se eie antwoord op hoekom ek? As sy dit vanmôre moes antwoord, hoekom ek? Sou haar eie antwoord iets gewees het van, maar ek weet nie. Ek weet nie, hoekom het God my gekies nie? Want ek is net die diensmeisie van die Here. Ek is eintlik net die slaaf van die Here. En weet jy, liewe kind van die Here, ek dink as Maria skilderye van haarself moes teken op kathedraalmure, nê, en op vensters, sou sy nie haarself skilder met blink klere en 'n stralekrans op haar kop en vlekkies soos 'n engel. Ek dink sy sou haar teken as 'n gewone vrou in 'n gewone huis met gewone werk. 'n diensmeisie wat lief is vir die Here. En Maria, nee, was 'n nobody wat God 'n somebody gemaak het. Maar weet jy wat was spesiaal van Maria? Want daar was iets baie spesiaal van haar. Weet jy wat het Maria verskriklik spesiaal gemaak? In Maria se gees was daar geen trots of arrogansie nie. Sy was nederig genoeg dat God haar kon gebruik. En jy sien, die Heilige Gees het 'n nederige gees gesoek om God se werk te doen. Die Heilige Gees het 'n nederige gees gesoek om God se werk te doen, want dis net in iemand wat leeg is van hulle self. Dis net iemand wat leeg is van hulle self wat kan volgemaak word deur God. Iemand wat vol is van hulle self, kan nie ook vol wees met God nie. Daar's nie plek vir albei nie.
En die nederige gees van Maria word so mooi duidelik sigbaar in hoe sy praat, in wat sy sing, in wat sy doen en hoe sy aan God eer gee. Alhoewel Maria weet, maar ek gaan beroemd wees. Sy sê dit ook daar. Die geslagte sal my naam kan noem vir hoe lank. Maria het geweet, maar dit wat met my gebeur, gaan my beroemd maak. Mense gaan oor my praat. Mense gaan my naam assosieer. Maria, hoeveel Maria's is hier vanmôre? Maak bietjie so, is die enige Maria's. Daar's daar 'n Maria. Daar's ook nog 'n Maria. Wanneer ons die naam Maria hoor oor die aarde en dit weer klink, gaan ons kan dink aan Jesus se moeder Maria. Mense gaan haar gelukkig noem. Sy weet al hierdie dinge, maar wat sy wil hê, is dat die lig van God, die lig van Kersfees, nie op haar nie, maar op God sal val. Dit maak haar 'n bruikbare instrument. Daarom kies God die nederige gees van Maria en sit sy lig binne in haar. Maria gaan nie my lig insluk nie, maar Maria gaan my lig reflekteer. 'n diensmeisie van God wat niks verdien nie, wat nie in eie krag kan staan nie, maar deur God aangeraak is om vir hom te lewe. Dis Maria. Ek lees so 'n mooi ding, iemand skryf, nederigheid is die poort wat genade deurlaat. Nederigheid is die poort wat genade deurlaat. God kies gewone, nederige mense en dan doen hy deur hulle ongewone dinge. En as Maria oor dit alles dink, nee, dan sing sy 'n lied. En dan is die lied gaan juis hieroor. Wanneer sy besef dat God werk van onder af boontoe. Dis soos God werk. God vat nie mense aan die bo-punt van die sosiale ordes nie. Nee. Hy gebruik die nederiges, die leë en die brose kruike en verhoog hulle dan. God werk andersom as die wêreld. Hy vat nie bo nie. Hy vat onder. En dis waaroor Maria sing in die tweede deel van haar lied. Hy het groot dinge gedoen, vers 51. Hy het groot dinge gedoen, maar hy gebruik nie die denke van hoogmoediges om dit te doen nie. Inteendeel, hy verwar hulle. Die Here soek nie die intellektuele kapitaal van mense wat dink hulle is slim nie. Inteendeel, hy verwar hulle. Dis iets om oor te gaan dink. Hy gebruik nie heersers en konings en mense in magsposisies nie. Inteendeel, hy ruk hulle van hulle troontjies af, vers 52. Sagaria sê nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur die Gees van God sal jy slaag. Hy gebruik geringes en dan verhoog hy hulle. En hy gee die hongeres en hulle wat nie gawes het nie, kos het nie, gee hy goeie gawes, maar die rykes stuur hy met leë hande weg. Vriende, God werk van onder af boontoe. Here, hoekom kies U vir my, hakel Moses? Gaan haal daai rooikop skaapwagtertjie wat julle so miskyk. Dis hy, Dawid, uit sy nageslag sal die verlosser gebore word. Die Here kyk nie na die wat mooi, groot, sterk is nie. Kyk anders. Vat die wat onder is en maak hulle, sit hulle bo. Amos sê, Here, 'n profeet, ek is net 'n boer.
Amos, hier's 'n regte ou, daar gaan jy. Dis wat ek wil hoor. Ek kan jou gebruik. En toe Jesus 12 mense kies en vir hulle die kerk van die Here Jesus moet maak, nê? Loop hy nie daar in die strate rond en sê, okay, wie's nou die belangrikes hierso? Wie's die slimmes? Wie die meeste impak? Wie die geld wat hierdie bediening van my kan ondersteun nie? Hy begin nie bo nie, hy begin onder met vissermanne en tollenaars. Jy sien, God is die God wat hulle wat bo is, dit staan nie, hulle wat bo is onder gaan sit en hulle wat onder is bo gaan sit. 'n Sosiale revolusie, hierdie Magnificat is in sekere lande verbied. Jy sou hierdie ding. Dis 'n sosiale revolusie. Dis teen dit wat die wêreld wil hê. Hy gebruik hulle wat leeg is, nie hulle wat volgestop is van hulle self en volgestop is van die wêreld se goed nie. Maar hulle wat leeg is. En daarom het God nie plek vir hoogmoed nie. En is daar in hoogmoed ook nie plek vir God nie. God is die God van nobodies en hy maak hulle somebodies. Dis God se storie met Maria en ook met ons. Dis wat Maria ons leer. Dis wat Maria ons leer. Ek en jy leef in 'n toenemend hoogmoedige en arrogante wêreld. 'n Wêreld waarin mense al hoe meer selfsugtig word en selfs arrogant word. 'n Hoogmoedige wêreld waarin mense eerder gedien en vereer wil word, eerder as om 'n voorskot aan te trek en te begin dien. Ons leef in 'n wêreld wat krones soek en nie voorskote nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense mekaar vertrap om bo uit te kom. En as jy bo is, neerkyk op hulle wat jy vertrap het onder jou. Ons leef in 'n wêreld waarin die een groter en belangriker as die ander wil wees. Ons leef in 'n wêreld, nee, en dit is 'n gevaarlike ding. Se preek op 'n ander dag. Ons leef in 'n wêreld waarin 'n nederige gees dikwels as 'n swakker afgemaak word. En waarin mense altyd sterk en belangrik en in beheer voorkom, maar hulle is nie. 'n Wêreld vol van hulle self, maar leeg van God. En Kersfees wil dit kom omkeer. Eerder vol van God en leeg van myself. En weet jy wat, nee? Ongelukkig moet daar baie keer eers iets in jou lewe gebeur voordat jy 'n nederige gees aanleer. Dis die probleem. Dikwels moet daar goed in ons lewe eers gebeur, voordat ons nederigheid aanleer. James Barrie skryf, die hele lewe is 'n les in nederigheid. En miskien moet jy as jy by die see sit, of vanmiddag tee drink, gaan kyk of daar nie dalk in die jaar wat in jou lewe verby is, lesse van nederigheid is, wat jy gemis het. Miskien het daar goed in jou lewe in hierdie jaar gebeur, wat die Here laat gebeur het, om vir jou 'n les in nederigheid te leer. Miskien het dinge nie uitgewerk soos jy gedink het nie. Of het dinge nie uitgewerk soos jy beplan het nie.
Juist om jou te leer, maar jy moet nie die shine vang nie. Miskien het jy hierdie jaar gesukkel met iets, juist om jou te leer, jy nie al die antwoorde het nie. Nie arrogant moet wees en nie van die Here afhanklik moet wees is was. Miskien het jou ego seer gekry om jou te leer dat jy nie groot en sterk en belangrik moet wees nie. Want jy sluk God se lig in, wat jy eintlik moet reflekteer. Jy sien, die lewe het die manier om ons arrogansie te ontbloot. En is dikwels 'n les in nederigheid. So, as die Here vanmôre na my kyk en na jou moet kyk, soos wat hy doen, hoe lyk jou gees? Vol van jouself en leeg van God? Of leeg van jouself en vol van God? Maria leer vir ons 'n les in nederigheid, sodat ons kan besef wie ons is en behoort te wees, begenadigdes. Mense wat niks verdien nie, maar wat alles uit God se hand as sy goedheid en guns ontvang. Kom ek sluit af. Ons lees Maria die laaste keer raak in Handelinge 1 vers 14. Ek kan verkeerd wees, as daar nog 'n teks in 'n later tyd is, kan julle vir my laat weet. Maar in Handelinge 1 vers 14 is 120 gelowiges bymekaar. Dit is soos ons vanmôre. En hulle bid. Hulle bid dat die Heilige Gees sal kom. En dat die Heilige Gees oor hulle uitgestort word. En die name van die 120 mense word nie almal genoem nie. Daar word so 'n lysie gegee. Weet julle waar is Maria se naam? Nie in die begin van die lysie bo aan nie. Maria se naam kry ons aan die einde. Wanneer daar halfterloops gesê word en Maria, die moeder van Jesus, was ook daar. Sy was deel van die gemeente, die kerk wat daai tyd bid vir die Gees. En hulle bid, nie vir Maria nie, saam met Maria. Bid hulle dat die Gees uitgestort sal word. En toe die Gees uitgestort is, dis 'n amazing ding. Toe die Heilige Gees uitgestort is daardie dag, gebeur daar met die 119 ander mense presies dieselfde as wat met Maria gebeur het. Hulle monde gaan oop en hulle begin praat en sing oor Jesus. Jy sien, die Heilige Gees het in gewone mense begin werk, sodat hulle kon geboorte gee aan Jesus in hulle lewe. Want ons moet Jesus die wêreld indra. En om dit reg te kry, het God nederige, leekryk mense nodig. God soek na gewone mense wat sal toelaat dat hy deur hulle ongewone dinge kan doen. En so word Jesus die wêreld ingedra. Ek bid dat dit Kersfees sal word in jou lewe. Ek bid dat God jou sal begenadig. Dat hy jou leeg sal maak van jouself en vol van God.
Ek bid dat God groter sal word in ons lewens en ons kleiner. Mag God die met 'n nederige gees vul en die met 'n nederige gees gebruik om self die onmoontlike moontlik te maak, sodat die lig van Kersfees nie op my nie op ons nie, maar op Jesus sal val. Amen. Ek gaan dit anders doen. Ek wil hê jy moet daai eerste lied wat op die blaadjie is weerspeel. En dit gaan deel wees van ons stilgebed aan die einde. So ek gaan geleentheid gee vir stilgebed. En dan luister jy weer die woorde en dit sal jou herinner aan die teks en dit wat die Here gesê. Kom ons word stil, dis jou 3 minute saam met die Here vanmôre. Here, ek bid dat U vir ons 'n nederige gees sal gee, wat dankbaar is eerder as onvergenoeg. 'n Gees wat gee en dien eerder as om te vra en te ontvang. 'n Gees wat genade ontvang en 'n gees wat genade daarom kan uitdeel. 'n Gees wat vergewe eerder as om te vloek. Maak my nederig, Here. Want hoe kleiner ek is, hoe meer plek is daar vir U in my. En hoe voller ek van U is, hoe meer kan my bekertjie oorloop om die dors van ander in hierdie seerkry lewe te les. Maak my leeg van myself en vol van U Gees. Here, laat groei die vrug van nederigheid, sodat my gees kan jammer sê, somtyds die minste kan wees, en U sal eer en dien en verheerlik, sodat ander U al meer in my kan raak sien. Amen. Die Here seën julle as begenadigdes. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle wees en bly. Amen. Hier is